Liewe familie en vriende, baie hartlik welkom hier vanoggend in die huis van die Here, waar ons ook saam lof en eer aan die Here gaan bring, omdat hy reeds vir ons ook so lank gespaar het. So dit is ook 'n dankdiens vanoggend hier, waar ons terugdink aan Hedwig. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Dankie dat U hier is. En as ons dan vanoggend by mekaar is, kom ons as afhanklike mense met groot dankbaarheid in ons harte teenoor U. Omdat U die een is wat die pad saam met ons loop elke dag, ongeag van dit wat in ons lewens mag plaasvind. Ons bid ook dat U ons sal vertroos deur die woord wat ons gaan saam lees en saam oor gaan nadink. Dankie dat ons dit kan bid met wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou die 512 speel die woorde nader my tot U. U kan maar so bly sit. U is welkom om wel saam te sing as U wil. Die verses is ook op die begrafenis. Lees dan saam in die woord van die Here, Psalm 23, lees in die nuutste vertaling. Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort.
Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by die feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos die eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lang by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Dit eindig ons skriflesing, gelukkig is elkeen van u wat die woord van die Here aanhoor, en dit ook in die lewens bewaar. Koning Dawid het ongetwyfeld baie goeie tye in sy lewe beleef, maar hy het ook moeilike tye beleef. Een daarvan was met die dood van sy geliefde seun Absalom. Hy het baie geworstel daarmee, en hy praat baie daaroor in die psalms wat hy ook skryf. Ek dink, dis wat ons ook beleef, dat almal van ons goeie tye het in die lewe, maar dat ons ook worstel, veral wanneer iemand naby aan ons deur die dood weggeneem word. Hedwig was nog so jonk en lewenslustig. En daarheen gaan is vir ons almal 'n baie groot verlies. Ons sou haar graag nog langer by ons wou gehad het, maar dit is anders bestem. Ons het haar geken en sal haar onthou as iemand wat altyd oor ander mense bekommerd was. Ander mense se wel en wee was vir haar altyd belangrik. Sy was altyd besig om iets bymekaar te maak vir ander mense, om in te samel sodat sy kon uitdeel. Maande voor die bazaar was sy al besig met haar bazaartafel se insameling, en as sy nie iets gekry het nie, dan het sy dit self gemaak. Wanneer ek by Jonker en Vennote of by PSG aangegaan het, het ek haar altyd gou gaan groet, en dan het ons gewoonlik so lekker gesels, dat ek laat was van my volgende afspraak. Maar wat sy my opgebeur het ek maar elke keer daarin gegaan, en was laat kom, maar iets wat ek een kant te beskuif. Ons het ook baie gesels oor moeiliker vrae in die lewe. Onder andere het ons eendag baie lank gesels oor hoekom gaan party mense verlore? Baie lank gesprek daaroor gehad. Wanneer sy van 'n preek gehou het, het sy altyd vir my WhatsApp gestuur of self vir my gesê, dankie, dit was so kosbaar. En ek dink as ons 'n woord vandag moet uitkies wat ons haar mee sou kon beskryf, dan sou ons kan sê, Hedwig was 'n kosbare mens. Sy was ook iemand wat nie bang was om haar mening te lig oor feitelik enige saak, maar sy was altyd ook bereid om te luister wat jy te sê. Sy het jou altyd kans gegee om te praat. Haar fyn sin van humor het my partykeer onkant betrap, wanneer sy iets gesê het en my dan dopgehou het, wat gaan ek doen en wat gaan ek sê? En as sy dan begin lag het, dan het ek besef, sy het nou hierdie ronde gewen, en dan het ek maar altyd vir haar gesê, toe maar, volgende ronde sal my nie wees. Maar ek dink nie, ek het baie rondes gewen nie, sy die meeste gewen. So die vraag is, hoe verwerk 'n mens iemand wat so kosbaar vir jou is, sy ontydige heengaan? Dawid skryf in Psalm 23 en hy verwoord sy worsteling, maar hy vertel ook vir ons hoe hy vrede gevind het deur hierdie worsteling heen. Geen wonder dat Psalm 23 seker die mees geliefde gedeelte in die woord van die Here is. Die 1953 vertaling
het ek nog altyd uit my kop uitgeken, maar die nuwe ene kan ek nie uit my kop uitken, ek word seker ook nou al te oud. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die 53 vertaling. Die nuwe een, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die hele Psalm 23 het besondere trefkrag. En dit spreek die mens aan in sy hele bestaan. Miskien is dit omdat hierdie gedeelte baie realisties oor die lewe praat, dat dit vir ons so 'n geliefde gedeelte is. Dit praat met ons oor die wêreld soos ons hom ken. Ons sien in Psalm 23 ons eie voorspoed, maar ons merk ook in Psalm 23 ons eie teenspoed op. Ons proe daarin die soet, sowel as die suur van die lewe. Ja, ons sien ons eie vreugde en plesier, maar ons ervaar ook in die Psalm ons eie pyn en ons eie hartseer. Psalm 23 begin op 'n baie positiewe noot. En alles wat 'n mens die eerste paar verse lees, bruis van oorvloed en van geluk. Dawid begin as hy sê, ek kom niks kort nie. Die Here laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Die beste manier waarop ek Psalm 23 vir myself altyd voorstel, is 'n piknik. Al die mooi dinge wat 'n mens leef, die helder blou lig, die enkele wit wolkies wat in die lig verskyn, die gras wat lowergroen is, met die mooiste veelkleurige veldblommetjies, die vele skoenlappers wat van blommetjie tot blommetjie vlieg, 'n stroompie water wat rustig kibbel oor die ronde spoelklippe, en verlangs hoor 'n mens die mooi geroep van 'n visarm. Dawid beskryf dit so as atmosfeer van vrede en van veiligheid en van rustigheid. Dit laat my altyd aan 'n piknik dink. 'n Mens wil die kombers oopgooi, ontspan, en 'n mens wil vergeet van die harde werklikheid waarmee ons baie keer te doen het, van die lawaai van al die motors rondom ons, van al die slegte nuus wat ons kry op televisie en in die koerante. Ons wil vergeet van trane en van snikke rondom siekbedens en by grafte. Al wat ons wil hoor is die sang van die voëls, die water wat kabbel, rus en vrede, geluk en nogmals vrede. En dit is selfs nog meer ook as dit, want by hierdie piknik, sê Dawid, is hy, en is ons as mense die eregaste. Die Here is ons gasheer. In vers 5 sê Dawid van hierdie herder, U laat my by 'n feesmaal aansit. U ontvang my soos 'n eregas, en ek word met hartlikheid oorlaai. So wanneer ons na hierdie herder se piknikmandjie kyk, dan sien ons dat dit vol is met baie mooi dinge. 'n mandjie vol van genade, van liefde, van omgee, van veiligheid en van verlossing. Soveel so dat ons beker begin oorloop van al die goeie gawes wat ons hier kan geniet. En daarom kan ons nie anders as om saam met Dawid ook te bely, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Maar hierdie Psalm het ook sy donker kant. Van vers 5 af praat hy van sy teenstanders wat toe kyk. En dis die eerste donker wolkie wat op die horison verskyn, wat begin om hierdie vrede en mooi atmosfeer van die piknik 'n bietjie te versteur. Dit gebeur mos soms ook in ons lewens, dat net as ons voel dat alles goed verloop, dat vrede en vreugde is, dat daar asof binne 'n oogwink dinge skeef loop, dat die noodlot ons tref, dat die piknik skielik verby is, en dat in die plek daarvan 'n groot stuk onsekerheid en hartseer en eensaamheid vir ons wag. Dit lyk asof die piknikmandjie ewe skielik leeg geword het.
En in Psalm 4 lees ons dan die absolute laagtepunt van Psalm 23, vers 4. Want ons lees hier van donker dieptes, die donkerte van die dood. Die 1953 vertaling vertaal het as die dal van doodskade dood. Die mens beweeg nou waarskynlik in die laaste fase van sy menswees, die dood. En in hierdie dood word die mens van alles gestroop, selfs van sy liggaam. Hier gaan 'n mens die eensaamste van alle plekke in, sy kus. En die vraag wat 'n mens dan onwillekeurig vra, word ons dan alleen gelaat? Los die gasheer ons dan nou aan ons eie lot oor? Daarop antwoord Dawid ook onomwonde, nee. Hy laat ons nie alleen in hierdie dal van doodskade weet. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, sê Dawid, want U is by my. Dawid sê ook hier, in my onsekerheid en in my eensaamheid, is die Here by my. Johannes 10 vers 11 lees ons, die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. Die goeie herder, Jesus het reeds op Golgotha sy lewe vir ons afgelê. Hy het daardie dood oorwin. So God bly ons gasheer. Ons is nie alleen nie. Die dood het nie die laaste antwoord, die laaste sê in ons lewens nie. Want ook daar is God met ons. Want dis nie waar dit ophou. Jesus het nie net saam met ons die dood ingegaan nie, maar hy het uit die dood uit opgestaan. En daarom sal hy ons ook almal uit die dood uit lei, wanneer ons weer sal opstaan. Hy het gelei, hy het gesterf, maar hy het die derde dag opgestaan uit die dood. Hy is nog steeds die goeie herder. Hy is nog steeds die een wat vir ons sorg op die pad vorentoe. Die doderyk en al hierdie verskrikking wat dit inhou, is vernietig. Daaroor skryf Paulus baie in Romeine. Aan die ander kant hierdie donker onheil skyn daar weer 'n helder lig. Dit is die lig van die goeie herder. So die vraag is, waarheen lei hy ons dan? In vers 6 sê Dawid baie duidelik, ons is almal op pad na die huis van die Here, waar ons tot 'n lengte van dae gaan woon. In Johannes 14 sê die Here Jesus ook baie duidelik, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle kan weet waar ek is. En dit is waar die piknik voortgesit gaan word, by wyse van spreuke. Kom ons som op wat die Psalm van ons sê. Ons het in hierdie Psalm gesien dat die lewe soms vir ons 'n vreugdevolle piknik is, maar dat dit ook maklik ander kere 'n gevreesde donker doodsdal kan word. Ons moet die Here loof en prys dat hy die gasheer van hierdie piknik is. Dat hy vir ons die vrede en die geluk bring. En selfs in hierdie donker dieptes, die donker tye, laat hy ons nie alleen, maar hy loop saam met ons. Wanneer die laaste vyand wat oorwin moet word, die dood kom, dan sê die Here, hy het klaar vir ons plek gereed gemaak. En dit moet ons elkeen aanspoor om te sê, ek moet my lewe voluit lewe. Ek moet hierdie vrede nie net vir myself vat nie, maar ek moet dit uitdeel. En dit is my gebed vir elkeen van die familie en van vriende, dat julle ook die voorspoed van vele piknik saam met die goeie herder sal beleef. En dat julle ook altyd sal ervaar, dat wanneer die doodsdal voor jou lê, die goeie herder jou ook daar ontmoet, en voor jou die donker dieptes sal instap, soos wat hy ook voor Hedwig uitgestap het. Mag hierdie woorde julle troos, en mag julle elke dag 'n voluit lewe leef, om te sê, ons weet dat die Here ook vir ons 'n plek voorberei, waar ons eendag sal uitkom. Maar ek sal deur my lewe en deur iets wat te doen, sal ek ook wys dat ek dit glo. Amen. Ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie
vir die oneindige groot liefde en genade in ons lewens, dat elkeen van ons daarvan kan getuig, dat ons uitnooi om deel te wees van die piknik, waar die rustige waterstrome oor die klippe kabbel, waar die groen weivelde is, waar die lig bokant ons helder, mooi blou is. Maar saam met Dawid worstel ons ook, want Here, ons gaan ook deur die donker dieptes. Soms is daar dinge wat vir ons nie maklik verklaarbaar is nie. En ons is vanoggend hier by mekaar om vir U dankie te sê vir die lewe wat U vir ons gegee het. Waar het U soveel jare saam met ons kon wees, dat ons soveel mooi herinneringe het, dat ons baie in die lewe probeer en kan saamneem. Help ons dat ons ook, soos Dawid, ons worsteling na U toe sal neem, en sal raak sien, dat U ons oorlaai met hartlikheid, ongeag van die omstandighede waarin ons maak begin. Dankie dat U die een is wat die lewe gee, maar ons weet ook om die lewe hier op aarde neem, sodat ons tot in ewigheid, wat ons glo in Here Jesus, ook saam met hom sal kan leef. En dit is ons gebed, dat ons elke dag hier dan sal vasthou, en watter omstandighede ons onsself ook al mag bevind. Dankie dat ons dit kan bid, in die wonderlike naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Kom ons luister nou na die woorde van die Heilige Gees.
Milton, ekskuus dat ek sommer nie die instapping net aangaan. Laat my toe om te sê dat al die eer aan die Here. En dat die hulpblik wat Tommy en Charlene vir my gevra het om voor te hou, sou jy sien dat die hele diens was basies 'n hulpblik gewees. Dat die paar woorde wat ek en Charlene op papier vasgestel het, is te min om regtig te kan sê wie is Hedwig, wat is Hedwig. So, ja, as ek net, voordat ek die hulpblik aan julle kan voorhou, vir julle kan sê wat my regtig gaan bybly van Hedwig, haar lieflike lag. Dit is nooit sal vergeet. Sy het 'n manier gehad waarop sy kon lag, en sy het altyd laat lag. So ja, daar, kom ons gaan aan en dan sal julle vind dat die woorde wat op hierdie papier vasgelees is al reeds vandag 'n paar keer gespreek. Dan gaan ons begin by Hedwig wat gebore is. Sy is gebore en sy het groot geword in Senekal. Tom, dit was 'n baie droog by hom. En sy ontmoet van Tommy en sy is getroud ook in Senekal. Gedurende hulle huwelikslewe het Hedwig vir verskeie funksies reggestaan. Sy was bekend vir al die lekkernye wat sy kon maak. Sy was altyd bereid om te help, vernaam waar haar nood was. Dit is werklik so. Charlene is in die huwelik gebore. Sy en Tommy het 'n baie standvaste huwelik gehad. Haar gesin was vir haar alles. Hedwig was 'n baie liefdevolle mens. Baie maklik gelag, maar sy kon net so maklik skrik. En ek het ondervinding daarvan, maar ek op papier staan daar jonker vernote kan vinden, ek kan dit getuig. Ek neem aan, dit moes nie wel erger gewees het. In Lichtenburg was sy werksaam by Jonker en Vernote, dit is rekenisters waar sy redelike impak gehad het, met haar vriendelikheid en goedhartigheid. Haar kliënte het haar goed geken, haar collega's was baie lief vir haar. Kunstigheid en vriendelikheid was 'n kenmerk van haar en was geliefd deur almal wat haar geken het. Hedwig sal vir lank in ons lewens en gedagtes bly, waar sy 'n merk gelaat het vir ons almal. Baie dankie. Gaan nou vra aan Willie van Stelling na voor sy kom, oor hele paar bedank. Willie, kyk, ek het hom net afgeskakel, hoor. Namens Tommy en die gesin wil ek graag die volgende bedanking aan die voorhou. Ons is eerstens en grootliks baie dankbaar teenoor ons Hemelse Vader wat vir ons vrou, moeder, suster, tannie en vriendin gegee het, soos wat Hedwig was. Ten spyte van al ons hartseer is ons baie dankbaar vir die vreugde wat Hedwig ons oor 57 jaar heen gegee het. Sy was 'n wonderlike mens wat met haar lewe en haar sterwe 'n onuitwisbare merk op ons lewens gemaak het. Ons is baie dankbaar teenoor Dr. Ndlovu en die ICU medische personeel van der Bijlpark Medikliniek, Dr. Hanley Thiert en Dr. Gerry van der Berg van Lichtenburg, wat ons moeder met liefde en zorg verzorgd het en ons met zoveel deernis bijgestaan het. Ons
Ons leraar Dominee Ben Botha was deurgaans 'n simpatieke kollega en vriend. Ons waardeer die verskillende gebare van liefde, die voorbeelding en meelewing, die skakeling met lidmate in ons gemeente en die bereidheid om vandag die begrafnisdiens waar te neem. Ons waardeer die ondersteuning en voorbeelding van ons gemeente. Baie dankie dat ons die kerkgebou en fasiliteite kan gebruik vir die begrafnis. Johan, ons orgelis, baie dankie vir jou hulp en die pragtige musiek. Ons groot dankie aan Danrou van Ruet Begrafnisonderneming vir al jou geduld, hulp en ondersteuning in ons hartseer tyd. Jy is werklik 'n wonderlike mens. Dankie Johan van Magical Moments vir die mooi vrolike blomme in die kerk. Dankie vir Betty met die hulp van die slideshow en so op die foto's van Hetty. Ons wil ook 'n spesiale dankwoord rig teenoor Stini en al die vroue van die gemeente wat met verversings en al die reëlings daaromheen gehelp het. Aan Hedwig se werkgewer Herman en sy span van jonger en genote rekenmeesters. Dankie dat jy Hedwig deel kon wees van julle span. Weet julle was vir haar baie kosbaar. Sy was baie lief vir haar werk en het haar werk geniet. Sy het altyd lekker graag as jy haar skrik gemaakt het. Saartjie wat saam met Hedwig in kantoor gedeel het. Dankie vir alles wat jy vir Hedwig beteken het. Jy was 'n groot deel van haar lewe. Sy was ongelooflik lief vir jou. Hedwig het baie vriende gehad. Daar was baie mense wat op 'n spesiale manier vir haar iets beteken het. Dankie dat elkeen van julle deel was van haar lewe. Haar onvoorwaardelik lief gehad het. Elkeen van julle het 'n plek in haar hart gehad. Sy het julle elkeen gekoester. Daar was soveel mense wat vir Hedwig iets beteken het. Niemand was vir haar belangriker as haar familie nie. Haar suster Romel en broer Frikkie, dankie vir julle liefde, vir julle sensus. En so ook baie dankie aan elke familie dat by die bystand en ondersteuning in hierdie moeilike tyd. Weet Hedwig was baie lief vir julle. Ons weet ook nou, sy is saam met haar ander 2 broers, Jan en Dana, baie gelukkig by die voete van ons Hemelse Vader. Charlene en Tommy wil 'n spesiale dank gee aan Quentin, Charlene se man, dat hy er so mooi en met baie liefde bygestaan het elke dag. Jy is waarlik 'n engel en steunpilaar. Dan is daar ook 'n behoefte van Charlene om haar pa te bedank vir die wonderlike vaderskap wat hy in die dag gereed en sy lewe saam met Hedwig. Dink vooral in die situasie na die tref en trap ongeluk, wat hy door die oomblik in staat was om te kon help, weer vir sy gesin baie beteken. En Tommy wil ook vir Hedwig baie dankie sê vir die afgelopen bykans van 6 maanden. So ondersteuning, liefde en wysheid waarmee sy omgehelp het. Opregte dankwoord vir almal wat vandag hier is, wat saam met ons Hedwig se lewe koester en troost kry uit die woord van God. Nou hier is dit vir my baie interessant, dat doen nie ook daarna verwys het na Johannes 14. Ek gaan om vir julle plek te bereid, en as ek gegaan het en vir julle plek bereid, kom ek weer en sal julle kom haal, sodat julle ook kan wees waar ek is. Wat 'n wonderlike gedagte. Die verlosser kom, en hy kom haal ons gaan nie alleen, soos Dominee gesê, die doodskade wen. Een ding is verseker, ek sal nie verlang na 'n gebroke wêreld nie, want waar
was en nou is dit die volmaakte. Dit troos ons uit die woord uit. En diezelfde gedachte by twee persone maak vir ons dat die Gees ons ook daarin leidt. Dankie vir almal se ondersteuning met elke boodskap en oproep. Ons sê in besonder dankie vir almal wat moeite gedoen het om van ver te kom vir dit wees te troosdienst. Het word oprecht waardering teen ware, toon die ware en oprechte liefde. Dan aan Emily ons huishoudt, baie dankie dat jy ons steunpilaar is op die stadium van en in twee huishoudings. Jy is 'n ware staatmaker en ons waardeer jou. Dankie dat jy nog altyd lief was vir ons en soveel vir ons omgee. Dan is dit so dat 'n menslike fout kan insluit. As ons nou nie die naam genoem het nie, vergewe maar ons weet en ons beloof vir u. As ons so stil sit en terugdink, dan kom al die dankies weer na vore. En al die herinneringe van dit wat u vir ons gedoen het in hierdie tyd. Baie dankie. Ons gaan dan nog na 'n paar foto's.
dan in nog geniet. Jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang, by jou in die gees. My tyd op aarde is voorbij. My lewe was afgemeen. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek in die hemel, wat so lekker om jou heen. Ek sien jou drame elke dag, wees, ek kon dit afdoen. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek in die hemel, wat so lekker om jou heen. Nou is ek in die hemel, wat so lekker om jou heen. Ek gaan vra dat jy allemaal nou tot opstaan asseblief. Geliefdes, die Here het nie deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep: dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te staan. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie,
maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Dan lees ek net die woorde wat op die begrafnisbrief staan. Met baie liefde en herinneringe sê ons dankie aan ons Hemelse Vader vir 'n wonderlike liefde wat hy vir ons geleer het. Altyd sagmoedig, nederig, barmhartigheid, blymoedig en onvaardig, 'n ware kind van God. So het ons haar as familie geken en ondervind. Ons gaan haar geweldig mis en die verlange sal altyd bly, maar met die versekering dat sy veilig in die arms van ons Redder is, voed ons haar tot ons weer opneem. Kom ons bid om die seën van die Here. Ons bid dan nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, dat die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees en vir ons die vertroosting sal gee. Amen. Ek gaan nou vra dat die naaste familie eers die kerkgebou sal verlaat. Ek gaan almal weer daar agteruit by dieselfde ingang en dan neem jy 'n ballon, maar jy moet onthou, ons gaan almal daar buitekant saam in die lig ingaan. So die eerste familie beweeg eers, ek kry ek 'n ballon, staan ek daar buite. Terwyl jy die ballon vashou, dink ons aan daai gedeelte toe die Here Jesus opgevaar het in die hemel. Die engel verskyn vir die disippels gevra, hulle moenie so opkyk na die hemel nie, want soos hulle Jesus gesien opvaar het na die hemel, so gaan hy weer kom en sal ons hom weer sien. So ons gaan die ballonne los met die gedagte dat ons weet ons sal dit weer ontmoet. Jy kan dan nou almal 'n koppie tee in die kerksaal kom geniet. Baie dankie.